Goeiemôre almal, Dinsdagoggend die 19de Mei, jaar 2026, 'n lieflike dag geskenk deur Abba Vader aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber en vanoggend wil ek so 'n bietjie gesels ons sondige natuur en die verlossing uit genade van Jesus Christus oor ons. Ons het 'n sondige natuur. Ons kan niks daaromtrent doen nie, maar ons kan niemand anders te blameer behalwe onsself. Ons het 'n verstand om te dink, is dit reg of is dit verkeerd? Dit wat ek nou gaan doen, gaan dit ere bring aan die Here of gaan dit nie ere bring aan die Here nie? Gaan dit skade bring aan my siel? Wat gaan word van my as ek nou hierdie ding doen? Onthou, ons kan enige oomblik sterf. En dan as jy jou sondige natuur oor jou laat heers het, is daar 'n plek waartoe jy gaan, wat jy glad nie van gaan hou nie. Onthou die vyand, sy naam is Satan en duiwel, hy lieg vir jou. Die goed wat hy in jou ore fluister is alles leuns. Hy het nie jou belange op die hart nie, hy het net sy eie belange op die hart. Maar kom ons lees so 'n bietjie hier in God se woord, Efesiërs 2. Ek gaan lees vanaf vers 1 tot 10. En julle het hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en die sondes, waarin julle tevore gewandel het, wat volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerstes van die mag van die lig van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, onder wie ons almal ook vroeër gewandel het, in die begeerlikheid van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het, en ons was van nature kinders van die toorn, en ook soos die ander. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groote liefde waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade lewend gemaak, saam met Christus, uit genade is julle gered. En saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus, sodat hy in die eeue wat kom kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade in goedertierendheid oor ons in Christus Jesus. Want uit genade is julle gered deur die geloof en dit nie uit julleself nie. Dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Want ons is sy maaksel, geskaap in Christus Jesus tot goeie werk, wat God voorberei, sodat ons daarin kan wandel. Nou, Psalm 1 vers 1 en 2 sê, welgeluksalig is die man, wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie, maar sy behaag is in die wet van die Here en hy oordink sy wet dag en nag. Psalm 119 verse 1 tot 8. Welgeluksalig is die opregtes van weg wat in die wet van die Here wandel. Welgeluksalig is die wat sy getuienisse bewaar, wat hom van ganse harte soek, ook geen ongeregtigheid doen nie, maar in sy weë wandel. U het u bevele gegee en om dit trou te onderhou. Ag, was my weë maar vas om die insettinge te onderhou, dan sal ek nie beskaamd staan en sal ek op al u gebooie let. Ek sal u loof in opregtheid van hart, as ek u regverdige verordeninge leer. Ek sal u insettinge onderhou, verlaat my nie geheel en al nie. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, vanoggend bring ons sondige natuur voor u. Here, die een wat kwaad praat, die een wat skinder, die een wat lelik is. Here, ons bring dit alles voor u troon. Here, u weet van ons sondige natuur. Here, u weet dat ons as mens partykeer net nie die son oor die ander een sien skyn nie, maar Here, ons kom en vra dat u ons vanoggend sal kom skoon was en sal kom reinig, Here, en oprig om mighty warriors vir u te wees. Here, baie dankie vir vergifnis van sonde, Here, wanneer ek kom en sê, Here, ek is 'n sondaar, Here, my gedagtes, my spraak, my optrede is nie altyd in u wil nie, Here, kom reinig my, Here, pleit my onder die bloed van die lam, Here, dat ek kan wandel in u weë, dit wat u wil hê vir my, sodat ek 'n ewigheid saam met u kan spandeer. Here, vergewe my vir my sondige natuur, en ek loof u, ek prys u, ek eer die groot en heilige naam, halleluja, amen, amen.